Wat maak hierdie kursus uniek en hoe verskil dit van 'n gewone Bybelstudie of selfhelpprogram? Ek dink wat eerstens wat gebeur, ek dink daar is redelik van dit. Die handboek is nie net 'n boek as die kursus nie. In hom het ons byvoorbeeld ek het begin by alles wat jy doen is oortuiging. Dan praat ons oor fokus. Ons praat oor allerhande tegniese punte wat jou eintlik dalk op jou tredmil hou en nie vorentoe of laat stil stagnant wees. Maar saam met hom het ons die memoristiek wat dan jy kan nie die ding eintlik doen sonder die beeldmateriaal nie. Die memoristiek is in daai boksies daar. So jy kan nie jy moet die tutorskap saam met die hand. Nou dit weet ons is algemeen, maar doen die ene as jy op hom klim. Nou hierdie is die as van 'n wiel. Uit hierdie ding gaan ons hy is so vierkantig want ek dink nog 'n as wat rond is. Gaan goed uitkom. Ons gaan kyk en ek is 'n groot droom wat ek het om moontlik kunsgalerye te begin. Okay. Oefen gesondheidsprogramme. Ek wil hê dat ons gaan kyk of daar resepte of daar manne of vroue gewees wat gaan kos potjie kos chefs. Ja. En daar's as dit moet 'n skaakspan. Daar's nie einde aan doen daai ding nie. En alles wat jy nou hoor, dit klink interessant, maar dis alles goed wat ouens gaan promoveer, 'n visvangklub, 'n 4x4 klub, wat ook al, om goed te gaan doen wat net bietjie anders is as om op jou in die sitkamer of in jou kamer te wees en te sê ag weet wat, ek gaan nou maar vanaand net 'n seepie kyk. Ons almal, ek is 'n fliek. Ek is mal om stories te lees, verhale, selfs fiksie, lanklaas gedoen, maar dan is ek 'n fliekvlooi. Maar daar is 'n ander wêreld as om net na daai ding te kyk. As jy 'n fliekvlooi is, wat van stoppie fiksie, jy kyk na 'n dokumentêr van ouens wat magtige sukses in die lewe gemaak het. Verander, okay, as jy dan nou moet kyk, gaan soek, moenie jou brein vol onkruid prop nie. So uit hierdie ding is 'n wêreld wat mense gaan aktief word uit die doen daai ding. So dit is die begin van 'n as van 'n wiel wat 'n netwerk gaan word waar mense eventueel gaan sê ek het nog nooit in my lewe gebungee jump nie. Ja. Ek het al 20 bungee jumps gedoen, is afgeneem en ons het dit uitgesaai. Wie's dit? Jy wys daaraan, is dit Anne-Marie? Het sy nog nooit of het sy al? Sy wel. So, ons gaan kyk dat sy gaan spring en maar ons gaan vir die halfprys een. Ek wil dit nou nie die tou of die rek nie, maar die prys is goed. Maar nee, maar dit is die deal. Volprys gee jy jou rek en jou enkels. Maar as dan en ons werk daai een en sê daai persoon het nog nooit nie, maar nou het hy. Ek noem maar die potjie kos ding. Ek doen nou sommer assosieer met eenvoudige sake vir eers. Is 'n ou wat dalk nog nooit sy hand aan 'n aartappel gesit het nie. Daar's baie potjie kos resepte en goed vandag en dinge. Ek weet, maar weet jy hoe baie ouens kan nog dinge doen? Ja. En skielik sê daai ou weer ek gaan inskakel, ek gaan my eie resepteboek doen. Doen dit. Ek het soveel goed waarna ons na kyk. So hierdie is 'n geboorte van 'n babietjie. Ja. So ek beveel aan klim nou in, kry hom onder hande en dan begin ons in die netwerk inskakel, want onthou van die lees af en van die beeldmateriaal wat jy nou my gehoor bla bla bla. Ja. Moet jy doen daai ding doen. Jy moet 'n ding doen. Yes. En ek het dit vanoggend hier genoem toe ons hier gepreek het. Daar sit ouens met sertifikate teen hulle mure. Dat die mure kraak. Hulle moet polyfiller al gebruik net om die muur te verbeter. Soos hulle kursusse op dis huwelik seminare. Dit is die een is naar en die een is semi en die een is seminar. En die man is naar vir die vrou en die vrou, hulle is al uitgekeier. Hoekom is jy uitgekeier? Want julle doen nie dinge nie. Ja. As twee mense, maak nie saak of jy 'n man of 'n vrou, broers of susters, familie of as jy vir 20 jaar saam in een gat bly, dis die huis. Ja. Gaan jy iewers mekaar wil opvrommel. Ja. Jy gaan moet 20 huwelikseminare gaan bywoon net om ten minste gekalibreer te word dat jy bid vir genade, want as jy vir krag bid, gaan iemand vir jou gif in jou koffie gooi, broer. Hou arseen en biergif van die huis af. Gewonder huweliksgoed word gestorm nie, want dit is werk 5
Onthou 5 tot 8 moet jy doen. Ja. Ek gee, dis die ou wat dit nou doen. Hy moet. Daar's 'n ou wat ook sê, "Hey, jy's laat. Hoekom is jy laat? Ek trek nou R20 af, né?" Ja. Of jy het vroeg gewaai. Ons trek dit van jou vakansie af. Jy doen 2 weke vakansie, maar jy kom 10 minute vroeër in die eerste maandag. Dit is stres, man. Ja. Maar dan moet jy dinge doen beyond daai 8 tot 5 ding. Yes. En dit help nie net want jy gaan die vrou wil Sewende Laan kyk en die man wil The Bold and the Beautiful kyk. Die man wil golf of sport kyk en hulle het net een TV en dan sê sy later dan in die kamer is daar probleme en allerhande goed en die pilletjies en die dinge wil ook nie later weer dis uitgekeier op die pillie. Jy verstaan en dan moet hulle nou na die plek toe gaan en dat want dit is nou 'n bietjie bar gesê want dis wie ek nou maar is. Maar op die ou einde van die dag het hulle nie dinge gedoen nie. Skoppe ding aan die go. Ek gee net 'n voorbeeld want julle is nou getroud. Jy vat Anne-Marie, laat sy gaan bungee jump. Jy check hoe lyk sy as sy daar afval. Hulle trek hom ons nou weer op. Vanaand by die huis is sy so uit potjie uit. Daar's die tyd vir wara. Dis net sommer so julle goeie se tyd vir wara nie. Sy moes die berg nog weer opklim ook weer. Sy's bly die rek het nie gebreek nie. Jy is ook bly die rek het nie gebreek nie. Jy weet al daai tipe van dinge, jy weet en jy praat daar's foto's en sy vertel vir Tristan en Tristan sê maar ek sal maar beat en dan gaan julle weer. En op die einde staan jy en bekyk die ding en jy geniet dit, jy weet, en jy sit lekker by die huis en sê, wow, julle is 'n oulike familie. Verstaan? Maar al daai stres en tensie, want ek sê vir jou, meeste van die goed, ons is in 'n roetine. Ons het groot verantwoordelikheid, ons is mense wat gejaag word en ouers glo as hy uitklim hier deur vullis in sy brein te gooi. Dis al hierdie nonsens wat ons op media en TV en politiek, familiepolitiek, kerkpolitiek, ons wel die staatse politiek ook. Jy kan hulle is nou besig met die G20. Hier sit ons en praat. Die Springbokke het gisterand gespeel. Ja, hulle daarom gewen. Het hulle in Ierland in Ierland. Dit is ons nou besigheid. Dis hoe jy dink. Whatever in die G20 gebeur. Wara bla bla bla. Verstaan? Maar ek en my vrou moet nog dinge doen. Ja. Julle moet dinge, ons almal moet dinge doen. Yes. En whatever daar besluit word, good or bad, jy kan nie hier sit tot jy doodgaan. Ja. Nou ek sit hier tot ek doodgaan. Dis wanneer die huwelik en ek kan in die siege, ouens begin worry weer oor hulle verlede. Ja. Hulle gewete begin hulle pla. Jy weet sulke goed. Ag Here, ek was 18 toe ek dit aangevang. Ek was nou moet hy sielkundiges gaan sien en dan gaan sien hy beraders, want hy het tyd om te dink, jy weet. Ja. Maar as jy dinge doen, het jy nie tyd om aan daai goed te dink. So in kort, ek is nou baie wara. Hierdie is die as van 'n wiel. Ja. En uit inisiatief en kreatiwiteit gaan ons ek glo honderde mense betrokke kry. Wat sê wie op 'n Saterdag het ek letterlik die rugby is reg, kyk rugby. Maar hy begin al die oggend 8:00 sy bier opstart. Ja. Dan sit hy al die goeters nou kyk. Weet jy, die tyd wat hy rugby kon kyk, kon hy al 3 potjies gemaak het, 7 resepte uitgefigure het, 'n boek geskryf het op 'n Saterdag. Jy kan nie glo goed en ontspannend is dit vir jou. En ek was by die gym en ek was die kant gewees, ek was links en ek was regs en nou gaan ons lekker rugby kyk. Ja. Maar op die einde van die dag is die ou so in 'n naweek ingekeier in 'n verkeerde oudanigheid van sy vermoë hier. En jy kan maar met enige ou praat wat iets weet. Hy gaan vir jou gesondste manier is hou jouself gebalanseer. Moet nie vuil goed in jou kop inprop nie en hou jou kop besig. As jy kan 'n seepie kyk, is dit ontspannend. Jy kan net so ontspan as jy 'n game skaak ook speel. Maar dis 'n bietjie meer jou incline raak net so 'n bietjie stywer, die opdraand. Ja. Maar op die einde ontspan jy net soveel deur skaak te speel en jou kognitiewe vermoëns verbeter, jou strategiese vermoëns verbeter en al daai goed wat nou nie met die seepie gaan. Ek gee net 'n voorbeeld of met 'n wat daar op daai goed gebeur nie. So in kort, jy begin uit jou raamwerke sekere dinge doen en so aan, maar ja, dit is wat ons wil dit doen. Ons gaan kyk hoe rond kan ons hierdie wiel om hierdie as maak. En hy doen die ding en dan gaan doen hy die ding. Dis die ding. Dis positief. Dis jou wegspringblok vir elkeen, hè. Dis ons wegspringblok daai. Amen. En ja, jy gaan sien op die einde van die dag dan kan jy net so vinnig 100 meter hardloop met hierdie wegspringblok as wat jy gaan sit en niks doen nie. Preach it, ja. 100%. Onthou die ou wat die 100 meter hardloop in sy liga
se lewens program om sy doen 'n goeie tyd in die 100 meter. Was anders as 'n ou wat nie eens 20 tree kan hardloop nie. Verstaan? Jy gaan 'n verskil in sy. Nou kom ons bestudeer die ou wat die 100 meter hol. Ja, maar okay, ek kan nou nie meer die 100 meter hol want ek is dan nou al 45 jaar oud. Hoekom nie? Verstaan? Kom ons pas sekere goed wat hy knap wat hy uit 'n goue medalje nou gewen, al hy goed. Kom ons pas goue ding toe nou op 50 of 60. Ek hoor hier's mense wat maraton goed praat, jy weet. En dinge en ons vat 'n gedeelte van daai en ek pas dit in my lewe toe. Jy hoef nie die hele jy gaan doodgaan op 50 as jy so knap wat 100 meter. As ek nou 100 meter moet hardloop, tel jy my in blokke op. Maar ek kan sekere goed mos nou gaan doen, man. Ja. Maar ek gaan sekere gewoontes moet verander. Ja. Ek gaan sekere dinge in my dag nou moet inpas wat ek nooit ingehad het nie. En ek gaan in die begin 'n bietjie vaak en afvoel. Jy weet jy gaan so 'n bietjie jou bene gaan seer wees. Jy gaan vir haar sê doen sê gaan vir my sê baby kyk na jou rug jong. Kyk na daai rug van jou. Ja, wel ons dan gaan 'n paar goed verander. Ja. Maar dan eventueel begin jy bietjie geolie raak en as jy om jou kyk het jy sat maar 100 het jy meer veerkrag as jou tydgenote, jy het meer energie as jou tydgenote, net omdat jy 'n stukkie gaan vat van die ou wat jy kan nie nou daai 100 meter in soveel sekondes gaan doen nie. Wel dalk, be surprised. Maar jy gaan vat 'n stukkie en jy pas dit toe en dit kom in jou lewe betrokke en jy doen daai ding. Ja. En glo my, dis die redding van 'n volk. Dis die redding van 'n kultuur, dis die redding van 'n land. Maar iemand wat sit en ek praat van die bakhand en hy waag maar. Ek praat nie nou van donasies en goed. Ek praat van ouens. Ons sal maar kyk wat nou in die toekoms gaan gebeur in die land en dan moet die Here ons nou maar kom haal want as God nie toetree, soos ek altyd spot. So kultuur gaan 'n land nêrens vat. Ja. Al kry jy pressure van die staat of al kry jy pressure soos ons dit nou maar verstaan in die land. Jy gaan nêrens kom deur daai houding. Ja. So jy gaan vereis om te geleer by die 100 meter atleet of die marathon atleet. Dat ek het nou die dag gesien as 'n oom wat hulle erkenning gee in die Guinness Book of Records. Hy's 91 jaar oud, die oudste bodybuilder. Ja. Nou hy lyk soos 'n droërangskikking. Dit is legtig. Maar broer, hy's 91. Hy doen meer optrekke as wat ek kan doen. Ja. As daai oom begin homself net optrek, hy gaan so. I don't want to talk about that. En hy het hom nou hoe ek op dit afgekom het was nou erkenning in die Genius. Hy's in die gym. Hy mentor van daai manne staan om hom want hy was ook op 'n tyd so. Hy het medaljes gewen, al daai goed. Nou sy op 91 daar, hier sit nie glo jong manne van in hulle 20s, 30s kom vra hom raad. Daai man lyk soos 'n reus teen hom. Dan kom vra hulle hom raad. Oom, okay, ek gaan nou my biceps doen, maar ek voel ek moet bietjie anders sny. Dan stap hy 91-jarige oom regop na hom toe en sê boeta, vat hy ooit so, dan vat hy nou net bietjie ligter en sê nou maak jy so, né? Dan sê oom nee, wys my hoe hou jou hand, hou jy die ding? Sê die oom, jy kyk nou so. Ek het dit by eie oë gesien. 91 jaar oud. Ek het nou die dag vele foto's van vriende van ons gestuur. 55 begin 'n oue mission op 59 jaar oud. It's another man. Ja. Daar's jong manne wat nou sê jeepers creepers, hulle voel so rooi in die gesig. So ons praat nou hierdie is 'n as en ek dink om die vraag te antwoord is om die kursus te doen en die pampier teen die muur te kry. Ek wil nie dit hê nie van 'n student. Ek sal like om te sien die kursus gedoen, die sertifikate se kry en dan te hoor ek het hierdie kursus gevat en daar's 'n klomp dames of manne by 'n saak en ons is nou besig om hierdie kursus aan te bied, maar behalwe dat ons hom aanbied, het ons 20 takke uit hierdie ding. Ons het die visvangkomitee, ons het die 4x4 komitee en oral word Christus verkondig. Yes. Oral word disippels gemaak. Ja. Oral word die woord van die Here. Ons het 'n kunsgalery. Ons het artiste, ons het nuwe musikante. Ons het nou oom wat 60 is, het nog nooit 'n gitaar gevat. Hy speel nou leadgitaar hier vir een of ander groot verstaan jy? Ja, yes. So dit is wat op die einde van die dag word. Dan moet iets uitrol. Dis anders as net die inligting. Jy moet en dit gaan dissipline vereis. Ja. Ja, moet 'n bietjie in jou lewe toegepas word om daai haatlike ding. Ouers wat op 'n dieet wil gaan, ek promoveer die dieet nie want as ek 'n fariseer. Ek sal so 'n bietjie maar daai dieet wat jy so voor dink en woel en werk
ag maar is dit nou nodig? Ek is ook nou al so oud en wie gaan nou kyk? Dit gaan nie net daaroor nie, dit gaan kan ek hy target behaal. Ja. En verby 'n target stel en sê, I did it. Ja. Weet jy wat doen hulle skakel suiker uit? Weet nie. Daai witmeel. Broer, kom ons dink nie nou sulke goed. Maar nou sit iemand, dis moontlik iemand wat sê ek wou dit doen en 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Nou doen nie ding. Ja. Maar daar is 'n sekere deel wat jy gaan moet insit daar gaan jou kinders of jou familie gaan weet daar's ander gewoontes. Yes. Jou vrou of man gaan weet daar's 'n paar ander gewoontes. En kan jy daarby hou? Kry jy dit reg? Imagine, dit gaan nie net oor die hoelala nie. Yes. En jy kyk oor 'n jaar terug en sê, "What? Ja, maar het ek 'n miljoen rand toe nou gemaak." Mense, as God wil, mag jy 20 miljoen, 100 miljoen maak. Dit sal kom. Ek bid dit oor jou toe, maar weet jy wat? Ek het 'n target soos hy ou oom. Ek het 'n target gesoek. Ek het die target gehaal en weet wat, die volgende taak is raak al hoe makliker. Yes. Oor 'n jaar het ek dit gedoen. Ek het die marathon gaan hardloop. Die eerste een ek het hom in 17 ure of 24 ure gehardloop. Wat is dit? Die volgende marathon doen jy in 6 ure. Simpel voorbeeld. Yes. It's getting easier and easier. Ja, soos maar in die lewe gaan. Ek meen, soos jy ding doen, so raak dit makliker. Dis reg. 100%.